Ons het al reeds gesien in Filippense 3 dat Paulus 'n passie het om vir Jesus alleen te leef. Ja, Paulus self was eens op 'n tyd 'n vyand van Jesus, maar nou, na sy bekering, is Jesus sy alles. Dit beteken prakties, hy streef daarna om Jesus beter te ken, om die krag van sy opstanding te ondervind, en om homself so met Jesus te vereenselwig, dat hy deel in Jesus se lyding, die lyding van Christus wat voortgaan hier op aarde in sy liggaam, die kerk. Ja, Paulus laat sy sonde, sy mislukkings, sy suksesse in aanhalingstekens van die verlede agter. Hy los dit, hy vergeet dit, en hy beer voort na die wenstreep van die Christelike wedloop. Hy sit alles in om die hemelse prys te behaal. Dit is sy passie vir homself, maar ook vir al die gemeentelede van Filippi aan wie hy hier skryf. Hy sê duidelik vir hulle, volg my voorbeeld. Broers, volg dan my voorbeeld en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. En dis hier waar Paulus nou baie emosioneel raak. Hy praat, of jy kan sê, hy skryf nou amper huilend, wenend, met trane in sy oë. Want baie, van wie ek dit dikwels vir julle gesê het, en nou weer in trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Ja, die ware kind van God is nie net passievol oor sy eie Christelike pad saam met Jesus nie. Hy word ook geraak en is bekommerd oor die geestelike toestand van sy broers en susters, as dit lyk of hulle wil afdwaal. Terloops, toets bietjie jouself hierin, maak dit jou opreg bekommerd en hartseer as broers en susters die regte pad verlaat en meegesleer word deur die sonde in die wêreld. Dink 'n bietjie hieroor. So, Paulus is in trane, want daar's mense binne die kerk, daar in die gemeente van Filippi, wat leef as vyande van die kruis. Dis skokkend, dis skrikwekkend, want dit gaan hier oor mense wat bely om te glo in Jesus, maar hulle lewenswyse wys dat hulle eintlik vyande van die gekruisigde Jesus is. En dis opmerklik, weet jy, die grootste en gevaarlikste vyande van die Here Jesus is nie die ouens daar ver deur buite nie. Dis nie moslems, kommuniste en ateïste nie, maar mense binne in die kerk, professore, predikante, ouderlinge, diakens, lidmate, mense soos ek en jy. Paulus gaan dan aan en hy beskryf dan nou hierdie vyande, die vyande van die kruis van Jesus, breedvoerig in vers 19. Hy sê, hulle einde is die verderf, die maag is hulle God, hulle eer is geleë in hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Nou, die groot vraag is, na wie verwys Paulus hier? Wie is nou spesifiek die vyande van die kruis? Nou die heel waarskynlikste binne die konteks is dat hy hier verwys na die Judaiseerders, teen wie hy die mense reeds gewaarsku het in vers 2, waar hy daai sterk taal gebruik het, waak teen die honde,
waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding. Jy sal onthou, dit was mense wat deel was van die gemeente, wat in Jesus geglo het, maar hulle wou ander mense oortuig om hulle weer te laat besny en weer die Joodse wette van die ou verbond, soos byvoorbeeld die Sabbat en die voedselwette te onderhou. Ons noem hulle die Judaiseerders, want hulle wou eintlik van die mense weer Jode gemaak het. Dis 'n baie sterk moontlikheid dat Paulus na hulle verwys. Maar daar is ook 'n ander moontlikheid. Behalwe hierdie dwaling van die Judaiseerders, was daar ook 'n ander algemene dwaling en gevaar in die vroeë kerk. Dis mense wat die genade misbruik het. En dit het basies daarop neergekom dat hulle geleer het en gesê het, kyk, die Here se genade en vergifnis is baie groot. Julle kan maar rustig aangaan met julle sonde. Soos ek sê, dit was 'n algemene probleem in die vroeë kerk, en een ander plek in die Nuwe Testament waar daarna hulle verwys word, is byvoorbeeld Judas vers 4, waar ons lees, sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het julle geleedere binne gesypel, goddeloses, mense wat God se genade in losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en Here Jesus Christus ontken. So dit gaan hier oor mense wat die rykdom en die heerlikheid van God se genade misbruik het as 'n verskoning, as 'n dekmantel om losbandig, goddeloos te leef. Dis mense wat in effek sê, ag, ek kan maar hoer en remoer, die genade bly genoeg, my broer. Mense hoor baie van hierdie tipe verskonings vandag. En dis natuurlik wat nou so opvallend is. Dis presies hierdie twee tipes dwalinge wat ons as kerk van die Here Jesus vandag nog steeds bedreig. Aan die een kant is daar die dwaling van die wettisisme, of mens kan dit noem 'n terugkeer na die ou verbond. Dit is nou groepe soos die Israel Visie en die Hebrew Roots, en natuurlik ook ander meer subtiele rigtings wat ons wil laat vasgevang word in allerlei streng reëls van die ou verbond. Dit klink so mooi, dit klink so vroom, dit klink asof hierdie mense bereid is tot groot opofferings. Maar dis eintlik 'n selfgesentreerde aardse godsdiens wat na die verderf lei. Die ander dwaling in ons konteks, en dit is vandag nog meer algemeen as die eerste, is mense wat saamstem met als van die evangelie. Hulle sal sê, hulle glo in die Here Jesus. Hulle sal vir jou vertel dat hulle bid en Bybel lees, maar hulle gaan lustig aan met sonde. Hulle leef onrein in saambly verhoudings byvoorbeeld. Hulle geniet dit om na oorspel en losbandigheid op die televisie te kyk. Hulle is vol van gierigheid en bedrog. Hulle kleredrag en partytjies en gewoontes lyk gewoonlik maar presies net soos die van die sondige wêreld. Maar hulle verseker jou, ons behoort aan Jesus. Ja, dis die tipe mense spesifiek ook onder ons Afrikaner volk, wat alles open met skriflesing en gebed, en net daarna onbesorg voortgaan om al die opdragte van Jesus te ignoreer. Nou, om het saam te vat, Paulus het waarskynlik hier steeds, of hoofsaaklik die eerste groep, hierdie Judaiseerders in die oog, maar heel moontlik noem hy opsetlik hier die dieper beginsels, wat alle dwaalgroepe insluit.
So wat hy hier noem in vers 19 is eintlik van toepassing op alle mense wat die evangelie verdraai vir hulle eie aardse, goddelose motiewe. Die groot punt is natuurlik, hierdie mense leef as vyande van die kruis. Wat beteken dit? Kyk, hierdie mense sou almal, as jy hulle vra, sê, ons glo dat Jesus gekruisig is. Ons glo hy het uit die dood uit opgestaan. En ons is lief vir hom. Nou, wat is dan die probleem? As ons kyk na die hele brief van die Filippense, dan sal jy sien die begrip kruis in hierdie brief beteken nie net die blote historiese feit van Jesus se sterwe vir ons nie. Maar ook, as ek hom dan aanvaar as die gekruisigde Here, beteken dit dat ek sy nederige gesindheid sal vertoon. Lees maar weer hoofstuk 2. En afstand doen van my eie belang en spog oor myself. Dat ek nie meer op my eie prestasie sal vertrou nie, maar net alleenlik op sy offer. En dat ek uit dankbaarheid dan teen my sondige begeerte sal kies en bereid sal wees om te deel in die lyding en verwerping wat Jesus ervaar het. Met ander woorde, as ek Jesus werklik volg, sal ek bereid wees om net soos hy deur die wêreld gespot en uitgestoot te word. Dit sal beteken dat ek 'n hemelsgerigte lewe sal leef. Want my burgerskap, soos Paulus net hierna sê, is nie hier nie, maar dis 'n hemelse burgerskap. Ek is deel van die koninkryk van God. Ja, kruis, die begrip kruis impliseer 'n hele lewe van vertroue op Jesus alleen en daarom 'n voortdurende toewyding en 'n oorgawe aan hom en 'n lewe van gehoorsaamheid aan hom. Die vyande van die kruis is dis almal wat hierdie kruisvormige lewe van selfverloning verwerp. Of deur wettisisme aan die een kant, of aan die ander kant deur wêreldsgesindheid en losbandigheid. Ons het gesê die vyande van die kruis word geteken hier in vers 19, kom ons lees dit net weer vinnig. Hulle einde is die verderf, die maag is hulle God, hulle eer is geleen, hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Paulus draai geen doekies om nie. Hy sê hierdie mense is op pad hel toe. Hulle bestemming is die verderf. Hulle maag, met ander woorde, hulle eie begeertes en plesiere is eintlik hulle regte God. Hulle leef net vir die bevrediging van hulle eie selfsugtige behoeftes. Sensuele genot is hulle God. Hulle is trots, en dis baie erg, op dinge wat eintlik 'n skande is. Ag, ons hoor dit baie in ons dag. Mense spog oor hulle sonde. Ja, hulle is nie skaam daaroor nie. Hulle spog daaroor. En hulle sê, ons het dan laas naweek lekker gekuier. En wat hulle eintlik bedoel is, ons het onsself dronk gedrink. En dan is hulle trots daarop, al sê die woord, geen dronkaard sal in die koninkryk van God ingaan nie. Hulle is aards gefokus. Ja, aardse dinge soos geld en roem en plesier is hulle enigste doelwit, vasgevang in aardse denke. Kom daarop neer, hierdie vyande van die kruis
Sy oë word so verblind deur aardse skatte en ideale, of dit nou mense is of dinge, maak nie saak nie, maar hulle kan nie die alles oortreffende waarde en heerlikheid van die gekruisigde Jesus raak sien en waardeer nie. Hierdie mense wys deur hulle ingesteldheid en hulle optrede dat hulle die Jesus van die Bybel verwerp. Jy sê ook jy glo in Jesus. Maar maak 'n bietjie seker, leef jy dalk as 'n vyand van die kruis? Huil Paulus dalk oor jou? Vandag is daar nog 'n kans vir omdraai. Mag die Here ons help. Amen.